Goeiemôre gemeente, baie welkom vanoggend. Warmer as laas Sondag, so kom ons staan 'n bietjie lekkerder as laas Sondag. Ons is klaar warm. Ons begin met die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Ja, ek het vir ons op in die kerk vanoggend kan dit ervaar, nee, dis ongelooflike voorreg. So kom ons sing daai liedjie met 'n begin asseblief. Dankie Israel. Kom ons staan ook vir ons asseblief, dis nog so Wallie se mannekoor liedjie. Ons sing vers 1 en vers 2 asseblief. Dankie. Liedboek 547, alle volke, ook vers 1 en vers 2, en hy is ook lekker vinnig, so kom ons bly by, so ook 'n lekker loflied vanmôre so baie. Alle volke laat Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal hier te sien.
Het voel vir my die temperature begin weer so 'n bietjie draai. Dit voel of die somer so 'n bietjie weer op pad is, maar ek dink ons kan dalk nog 'n dag of 2 koud kry. Maar as jy koud kry in die kerk, en ek dink ons het dit laas keer ook gesê, is jy baie welkom om die kombersies oor hier te gooi. Dit bly maar altyd koelerig in die geboue nog hierdie tyd van die jaar, so jy is welkom om die komberse wat rondom jy is te gebruik. Ons sluit af met gaan dan heen, sendinglied, getuienislied. Ons sluit af met asseblief. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Here, as ons vanmôre stil word, dan dink ons met hierdie woorde van Psalm 23 in ons harte aan almal in ons gemeente wat siek is. Elkeen wat vanmôre op hierdie gebedslys verskyn. Here, hulle families, hulle vriende. Ons dink ook aan elkeen wat ons ken en wat ons weet, wat nie op hierdie gebedslys is nie. Here, ek wil vra dat U hulle sal lei, dat U hulle herder sal wees. U weet waar die waters van vrede is en die groen weivelde. U weet waar die nuwe krag lê. En dit kom bely ons vanmôre voor U. Here, want U is ons herder. U is ons krag. U is ons lewende water en U is ons voeding. Amen. Broers en susters, die Here groet U vanmôre en hy sê vir U, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, ek wil graag die wet van die Here vanmôre lees, weer die samevatting daarvan uit Matteus 22 uit. En vir vanoggend se preek is hierdie gedeelte baie belangrik. Want toe Jesus hierdie gedeelte, hierdie samevatting van die wet gee, was sy disippels bymekaar gewees. Hulle was almal daar en onder hulle was Simon Petrus, die disipel waarna ons vanoggend kyk. Ons is so besig met 'n reeks om bietjie te kyk na ontmoetings met die opgestaande Here Jesus Christus. En vanoggend kyk ons so bietjie na een van Petrus se ontmoetings met Jesus na hy opgestaan het. En om daai gedeelte mooi te verstaan wat ons vanoggend gaan lees, is dit belangrik om hierdie woorde te hoor. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik rustig sit en hierdie gedeelte weer vanmôre in die hart indrink. Dis Matteus 22, die bekende gedeelte van die Fariseër wat vir Jesus vra: "Meneer, wat is die grootste gebod in die wet?" Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat." Ek wil net weer die eerste gedeelte, die eerste samevatting van die wet weer lees. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Jy moet die Here jou God lief hê. Kom ons sit so, dan raak ons stil. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, die tema van liefde vanmôre is 'n tema wat deur ons hele erediens vloei. Here, vandat ons begin het vanoggend deur die afkondigings te lees en te sien wat in die gemeente gebeur, sien ons U liefde en mense se liefde vir U wat dit uitleef in die koninkryk. Here, toe ons vanmôre ons gebedsversoeke gelees het ons ook weer vanmôre gegryp na U liefde in elkeen wat siek is, sy eie lewens en ook in hulle familie. Here, vanmôre toe ons begin het ons U liefde beleef toe U seën oor ons uitgespreek het en ons het geantwoord met 'n lied. U wet het ons gehoor vanmôre, U liefde wat ons wil dring. En Here, nou hoor ons die genadeverkondiging. U het ons so lief gehad dat U U seun vir ons gegee het. En Here, daarvoor dank ons U. Ons sal nooit die grootheid en die diepte en die wydheid van U liefde verstaan nie. Maar help ons om vanmôre daarvoor te buig. Om U daarvoor te loof as Here en as God. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre kom uit Johannes, hoofstuk 21 uit, is op bladsy 154 in my Bybel. Johannes hoofstuk 21 en ons gaan saam lees vanaf vers 15, bladsy 154 in my Bybel. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat ons U woord kan oopmaak. Here, dat ons herinner kan word van die liefde en die grootheid en die almag en U genade. Maar Here, ons wil nou kom vra dat U asseblief U woord vir ons sal oopbreek. Here, maak U woord ontvanklik in ons harte.
breek ons harte oop, Here, dat U woord vanmôre voeding kan bring en lewe kan bring. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, voordat ek saam lees, moet ek vir u vertel dat ek gisteraand 'n baie onrustige nag gehad het. En dis nie grappies nie, is regtig so. Ek het gisteraand verskriklik sleg geslaap. En dit was in voorbereiding en in gedagte met vandag se preek en vandag se diens. Ek het 'n bekommernis in my hart en dis 'n bekommernis wat my gisteraand baie lank wakker gehou het. En my bekommernis is, hoe ernstig is ons nog met die Here? Ek dank die Here dat ons 'n kerk is waarmee dit goed gaan en dat ons op 'n Sondag by mekaar kan kom en dat ons baie by mekaar kan wees. Maar ek het gisteraand regtig 'n baie onrustige nag gehad om te wonder, is ons almal gereed? Is daar iemand vanmôre wat hier sit wat sy saak met die Here nie reg is nie? Die laaste paar weke het ons verskriklik baie begrafnisse gehad, broers en susters, en die lê 'n klomp voor, en elke keer as ek by 'n begrafnis kom, dan breek my hart en ek wonder, is ons reg as die Here vanmôre sou kom? En daarom is hierdie gedeelte vanmôre 'n gedeelte wat swaar op my hart druk, en 'n vraag wat Jesus vanmôre aan ons stel, aan jou stel vanoggend. En my gebed is dat niemand vanoggend hier sal uitstap sonder Jesus Christus nie. Dat niemand van ons vanmôre uit hierdie kerk sal gaan sonder dat ons saak met Jesus Christus reg is nie. Ek sal 'n swak dominee wees, broers en susters, en ek sal ontrou wees aan my roeping as ek nie bekommerd is oor my en oor u siele nie. Dit het my gisteraand wakker gehou. Dit is my ernstige saak. Kom ons lees saam uit Johannes 21 uit. Kom ons lees van vers 15 af. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom: laat my lammers waai. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom: pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom: laat my skape waai. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarom sê hy vir hom: volg my. Ons is vanmôre besig met die 4de preek in die reeks ontmoetings met die opgestaande Here Jesus Christus. En vanoggend kyk ons na hierdie verhaal en hierdie ontmoeting van Petrus met die opgestaande Here Jesus Christus. Nou broers en susters, ek dink meeste van u ken die verhaal, die ou verhaal van die Pied Piper. Nou dit speel af in 'n Duitse dorpie Hamelin, en ek dink almal van u ken dit, van hierdie dorpie wat gesukkel het met 'n rotplaag, 'n groot rotplaag wat verskillende siektes en 'n klomp goed in hierdie dorpie ingebring het, en hulle kon net nie van hierdie rotplaag ontslaa raak nie. En eendag daag daar 'n man met 'n betowerende fluit in hierdie dorpie Hamelin op. En hy beloof toe en hy sê hy sal hulle rotplaag oplos en hy sal sorg dat hierdie rotte weggaan. En die stadsbestuur is so bly, hulle bied 'n groot beloning aan vir hom as hy dit regkry, as hierdie dorpie kan bevry van hierdie rotplaag. En so daardie dag later speel hierdie Pied Piper op sy betowerende fluit.
En wonder bo wonder, al die rotte in die dorp kom toe uit hulle gate uit en hulle volg hom en hy vat hulle toe na 'n rivier toe wat nie ver van daar af is nie en hy lei hulle in die rivier in en dra verdrink al die rotte. Hy gaan toe terug na die dorpie toe om die beloning wat hulle hom beloof het vir homself toe te eien. Net om agter te kom dat die stadsbestuur eintlik besig was met 'n vieslike plan en weier om hom te betaal. En die Pied Piper is toe baie kwaad daar weg. En daardie aand toe almal slaap, het die Pied Piper weer op sy fluit gespeel. Maar die keer in plaas van die rotte, het al die kinders uit die huise uitgekom en hom gevolg. Almal het hom gevolg na 'n grot toe, nie ver van daar af nie. En die kinders is nooit weer gesien nie. Toe ek 'n kind was en ek het hierdie storie gehoor, was dit vir my net 'n storie. Maar nou as 'n pappa van 3 dogters, is dit vir my 'n angswekkende storie. En ons kyk vanmôre na die tema, en dis dalk 'n vreemde tema vanmôre, maar dis 'n ernstige tema, broers en susters. Dis 'n tema van lewe en dood. Ons kyk vanmôre na die tema Jesus as die ware Pied Piper. Want jy sien in hierdie verhaal wat ons vanmôre lees, staan Jesus op die oewer van die see van Galilea. En hy het nie 'n fluit waarop hy blaas nie. Hy het nie 'n betowering wat hy oor mense bring nie. Hy het nie 'n manipulering waarmee hy mense weg wil lok nie. Jesus staan vanmôre op die meer van Galilea en hy roep, volg my. En as jy stil word vanoggend, daar waar jy sit, en broers en susters, ek is doodseker as jy mooi luister, gaan jy dalk Jesus hoor roep vanoggend. Gaan jy hoor roep? Hy roep na jou. Dalk as jy stil word vanoggend, of later vandag, gaan jy dalk sy stem hoor. Volg my. Volg my, want ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dalk gaan jy hom hoor roep, volg my, ek weet waar die waters van vrede is. Ek weet waar die groen weivelde is. Ek weet waar die nuwe krag is. Dalk gaan jy hom hoor roep, kom terug na my toe. Volg my. Dalk gaan jy hom vandag hoor roep, ek wil jou hemel toe lei. Ek wil jou nie in die verderf invat nie. Dalk hoor jy hom sê, jy's op die verkeerde pad. Dis tyd om te draai. En daarom kyk ons vanmôre na hierdie verhaal van Petrus, Jesus as die ware Pied Piper. Nou broers en susters, hierdie verhaal begin, soos ek dink baie goeie stories in ons Suid-Afrikaanse kultuur, dit begin langs die viswaters. Hierdie verhaal waarna ons vanmôre kyk, begin nêrens anders as langs die viswaters nie. Petrus hulle sit langs die viswaters en is die 3de keer na Jesus se opstanding wat Petrus Jesus ontmoet. Die 3de keer na Jesus se opstanding wat Jesus aan Petrus verskyn. En wat hy doen, die eerste keer is kort nadat Petrus en Johannes en die vrouens by die graf kom en hulle sien die graf is leeg. En dan gaan hulle in die bovertrek en die disippels is bang, hulle sluit die deur en dan verskyn Jesus die eerste keer in die geslote vertrek, in die bovertrek aan Petrus en die disippels, maar Thomas is nie daar nie. En dan 'n paar dae later verskyn Jesus 'n tweede keer aan Petrus hulle. En dit is toe Thomas by is. En dan gaan daar 'n paar dae verby wat die Here Jesus nie aan hulle verskyn nie. En dan hier by die see van Galilea verskyn Jesus die 3de keer aan Petrus. Maar wat interessant is, hier gebeur iets interessant. Vandat Jesus die eerste keer en die tweede keer aan Petrus verskyn het, totdat hy nou 'n 3de keer aan Petrus verskyn, gebeur 'n interessante ding. Petrus gee op in sy geloof. Petrus val terug na sy ou lewe toe. En is belangrik om hier op te let, want waarom het Petrus weer gaan visvang? Waarom kry ons Petrus langs die viswaters? Waarom begin hierdie storie hier? En die rede is eenvoudig, Petrus val terug na sy ou lewe toe. Jy sal die verhaal onthou, hoe Petrus baie dramaties die Here begin volg het. Hy en sy broer Andreas was 3,5 jaar terug hier in dieselfde omgewing besig om vis te vang.
En dan kom Jesus en hy roep Petrus, Andreas, volg my, en dan los hulle nette net daar, en hulle loop agter Jesus aan. En dan vir 3,5 jaar volg Petrus vir Jesus Christus. Hy is elke dag by hom, sien die wonderwerke. Op 'n dag loop Petrus self saam met Jesus op die water. 'n Paar dae vroeër kap Petrus Malchus se oor af en Jesus herstel dit, en met sy eie oë sien Petrus al hierdie. En dan interessant, as ons hierdie visvang van Petrus lees, dan gebruik Johannes 'n interessante woord. Hy gebruik die Griekse woord hypago. Wat beteken nie net Petrus het gaan visvang nie. Die Griekse woord hypago beteken om terug te val, om terug te keer. Dit is soos wanneer jy op 'n skattejag gaan. Wanneer jy goud gaan soek en jy kry nie die goud nie en jy gee moed op. Dis wat met Petrus gebeur. En broers en susters, ek het ongelukkig hierdie storie al te veel keer in my lewe gehoor. Ek dink ons het hierdie fliek al 'n paar keer in ons lewe gesien. Mense wat die Here passievol dien. Baie keer is daar 'n ontmoeting met die Here by 'n kamp of 'n geleentheid of iets gebeur in jou lewe en die Here verhoor 'n gebed en jou lewe kom kragtadig tot bekering en inkeer en jy volg Jesus en dan stadig maar seker begin hierdie verhouding vervlou. En dan op 'n dag is jy terug in jou ou gewoontes. Op 'n dag is jy terug in jou ou lewe waarvan Jesus jou weggeruk het. Op 'n dag is jy maar net weer terug in dieselfde ou sondes en dieselfde ou lewe wat jy nog altyd geleef het. En dit gebeur met Petrus. En dis wat my laat wakker lê het gisteraand. Want ek wonder hoeveel van ons wat vanmôre hier sit, het maar net weer teruggeval om te gaan visvang. Ek wonder hoeveel van ons broers en susters het hierdie ontmoeting met Jesus gehad en dalk vir 'n rukkie lank saam met hom geloop. Net om vanmôre te dink, ek is weer die ou self. En dit breek Jesus se hart. Dis soos om verlief te wees op iemand en daai persoon sê jou af sonder 'n rede. Dit breek Jesus se hart, broers en susters, om Petrus langs die viswaters te kry. Maar weet jy wat die ergste? As Petrus net alleen was, dan was dit nog oukei geweest, maar Petrus gaan nie alleen visvang nie. Hy vat sy vriende en sy familie saam. Gaan lees die gedeelte wat vooraf gaan. Petrus trek met sy geloofsineenstorting, trek hy nie net homself nie, hy trek sy broer en sy vriende van die ander disippels, trek hy saam met hom af. Want jy sien, jou geloofsinsinking het nie net 'n effek op jou lewe nie, dit raak almal rondom jou. Papas en mamas, die belangrikste taak waarvoor jy in die lewe geroep is nie om geld te maak en 'n erfporsie vir jou kinders na te laat nie. Die grootste taak waarvoor jy geroep is in die lewe is om jou kinders na die Here toe te lei, om hulle van die Here te vertel en vir hulle 'n voorbeeld te wees. Maar pappa en mamma, wanneer jy 'n geloofsinsinking kry, raak dit nie net jou nie. Wanneer jy besluit, ek wil nie meer die Here dien nie, of ek dink nie dit is nodig dat ons hierdie hele vakansie nie na die Here toe gaan en saam gaan en bid nie, raak dit nie net jou nie. Broers en susters, ons is besig met 'n nuwe generasie jong mense wat kerk los raak. Van papas en mammas wat 'n geloofsinsinking beleef en dit raak nie net hulle nie, dit trek hulle gesinne af en dit breek Jesus se hart. Want Petrus se geloofsinsinking raak nie net homself nie. Daai oomblik wanneer jy saam met jou pelle kuier na 'n Springbok game en jy sê, man, kom ons vat net nog een lekker dop, kom ons vertel net nog een vuil grap, kom ons skinder net oor nog iemand. Dit is om mense rondom jou saam af te trek. Dit is juis die lewe waarvan Jesus jou vrygemaak het. Dit is juis van daardie lewe waarvan Jesus jou weggeroep het. En nou val ons net elke week terug daarin. Dis soos Petrus wat weer gaan visvang. Hy trek almal rondom hom af. Die vraag is hoekom? Hoekom het hierdie met Petrus gebeur?
Hy het dan saam met Jesus op die water geloop. Hy het die wonderwerke gesien. Jesus het alreeds 2 keer aan hom verskyn. Ek dink daar is 2 redes, broers en susters, waarom Petrus teruggesak het. Ek dink die eerste rede is Petrus het ledig geword in sy geloof. Petrus het ledig geword en geloofsledigheid lei tot geloofsleegheid. Petrus het nie meer gegroei in sy geloof nie. Dis een van die redes waarom hy teruggesak het. Toe Jesus aan hom verskyn het na die opstanding, kan ek net hierdie euforie en endorfine en dopamien dink wat in hom loskom en hy's opgewonde en passievol vir die Here en dan begin die emosie kwyn. Want om Jesus te volg is nie 'n emosie nie. Jy het nie nodig om elke week net jou battery te charge nie, broers en susters. Ons gaan nou kom oor waarna toe Jesus vir Petrus terugroep. Kerkwees is nie 'n petrolstasie nie. Dis 'n aanbiddingsplek. Dis hoekom ons kerk toe kom. Dis waar ons groei. Dis nie waar ons net 'n elektriese bolt van emosie kry om op te spring nie. Hierdie is 'n plek van aanbidding. En Petrus raak leeg omdat hy ledig word. Omdat hy ophou groei. Die tweede ding is Petrus sou ophou besig wees vir die Here. Petrus raak so besig met sy eie dinge dat hy glad nie meer vir die Here werk nie. En daarmee beteken dit nie gaan word almal dominees en sendelinge nie. Dit beteken is jy aktief besig met 'n hart om mense na die Here toe te bring deur wat jy leef en wat jy praat en hoe jy met jou vriende optree. Petrus was nie meer besig met die dinge van die Here nie. En dan kry Jesus vir Petrus langs die viswaters. Maar dis amazing. Jesus los nie vir Petrus langs die viswater nie. Hy gaan sit daar met Petrus en praat. En hoor wat gebeur. Hoor hoe roep hy vir Petrus. Hy sê Simon Petrus. Nou dis interessant. Ons gaan nou kyk. 3 keer roep Jesus vir Petrus. Hy sê Simon, Simon, Simon. 3 keer. Nou interessant genoeg, die naam Simon beteken hy wat hoor, hy wat luister. Direk vertaal uit die Grieks uit beteken Petrus se naam Simon, die een wat hoor, die een wat luister. En dan weet ons Petrus beteken rots. 3 keer kom Jesus by Petrus. Hy gaan sit langs die viswater en hy kyk na Petrus en hy sê Simon, moenie mis wat ek vir jou sê nie. Simon, wees die een wat hoor. Simon, luister. Moenie my roep vanoggend mishoor nie. Hoor my hart, Petrus. En dan gebruik hy die naam wat hy vir hom gegee het. Petrus se naam was nie altyd Petrus nie. Jesus het hom Petrus genoem, Sefas wat Petrus beteken. Vertaal beteken dit rots. Jesus sê vir Petrus, Petrus, hoor wat ek vir jou sê vanoggend. Simon, wees die Simon, die een wat hoor, sodat jy kan word wie ek jou geroep het om te wees, wie ek jou gemaak het om te wees. Jy moet die rots wees, Petrus. En dit is wat die Here vanmôre vir jou wil sê. Ek het jou nodig om te wees wie ek jou gekies het in my koninkryk. Dit is hoekom Jesus vanmôre jou roep. Hy roep jou terug na hom toe. Terug na die lewe toe waarvoor hy jou geskep het, waarvoor hy jou gemaak het, waarvoor hy jou geroep het. Waarvoor hy jou die nuwe naam Christus sin gegee het. Nou in die verhaal van die Pied Piper, gebruik die Pied Piper 'n fluit wat towerkrag het. Hy gebruik towerkunsies om eers die rotte weg te vat en dan die kinders. Hoor waarmee vang Jesus vir Petrus vas. Hy gryp hom vas met liefde. Nie met 'n towerkuns nie met 'n spel nie. Jesus gryp vir Petrus vas met liefde. En hoor hoe doen hy dit? 3 keer sê hy vir hom, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief. Dis die Grieks wat ons gebruik. Die Grieks is agapao, as jy dit in Grieks vertaal. En dit beteken, Petrus, het jy my volmaak lief.
Nou, hier's baie mense wat hieroor vra en sê maar, dis onmoontlik ensovoorts. Kan ek jy verduidelik wat doen Jesus met Petrus? Petrus sit by die vuur, Jesus besig om saam met hom te eet, en dan staan Jesus op, en hy wys vir Petrus sy hande, en hy sien die merke van die kruis, en hy sê, Petrus, het jy my lief? Dis 'n retoriese vraag. Dis nie 'n aantuiging nie. Hy is nie besig om Petrus te karpittel nie. Hy steek sy hande uit en hy sê, Petrus, het jy my lief? Petrus, sien wat ek vir jou gedoen het. Het jy my lief? Ek wonder wat sal gebeur as Jesus vanmôre uit die hemel uit moet neerdal en hier voorkom staan en vir jou sy hande wys en vir jou vra, het jy my lief? Dis anders as ek het vra. Hoe sal dit wees as Jesus vanmôre hier staan en jy kan sy wonde met jou eie oë sien en hy vra vir jou, het jy my baie lief? Meer as almal hier. Wat sal jy antwoord? Want jy sien, Petrus antwoord Jesus se vraag. Maar hy antwoord dit anders. Jesus gebruik die Griekse woord agapao, en dan antwoord Petrus phileo. Petrus, het jy my baie lief? Dan sê Petrus, ek het jy lief soos 'n vriend. Maar Petrus is besig om sy hart te breek voor Jesus. Want Petrus sê, Here, vir hoe lank het ek jy gesien as my vriend? Vir 3,5 jaar het ek saam met jy geloop as 'n buddy, as 'n pel, as 'n vriend. En dis hoe lief ek jy gehad het, en dit is hoekom toe die krisisse kom, het ek weggehardloop. Want hoor hoe spreek hy Jesus aan? Hy noem hom Here. Grieks Kyrios. Heerser oor my lewe. Ewe skielik verander Petrus se verhouding van Jesus na een van 'n buddy, na U is my Here. En dit is hoekom hy hier breek. Dit is wat in Petrus se kop aangaan, en dit is hoekom ons nou die wet gelees het. Jesus gee die wet, Petrus sit daar, en die Here sê, jy moet die Here, jou Kyrios, lief hê as Kyrios, as Here van jou lewe. Jesus is nie jou spaarwiel nie, broers en susters. Jesus is nie jou go-to nie. Jesus is nie jou pel nie. Jesus is die Kyrios, die Here van jou lewe, die koning. En dit is hoekom Petrus hier breek. Petrus wat voor Jesus staan en sê, Here, ek besef nou wie U is. Toe ek die wonde aan die hande sien, toe besef ek wat U liefde beteken. En Petrus sit daar en hy voel useless. Het jy al so gevoel in jou lewe? By God. Hy kyk na al sy foute. Hy kyk na al die kere wat hy God en Jesus teleurgestel het. En hy dink by homself, I'm useless. En dis wat dit doen, wanneer ons ver van Jesus afraak. Ons voel useless. En dan kom Jesus en hy sê vir Petrus, Petrus, laat my lammers wei. Petrus, pas my skape op. Petrus, laat my lammers wei. Petrus, jy is nie useless nie. Ek het jou nodig. Petrus, ek wil vir jou die belangrikste taak in die koninkryk gee. Ek wil hê jy moet kyk na die mense waarvoor ek lief is. Petrus, ek wil hê jy moet mense na my kudde toe bring. Petrus, ek wil hê jy moet die mense wat ek vir jou gegee het oppas. En dan verander Jesus Petrus van useless na useful. Hy verander hom van iemand wat dink hy het geen waarde nie, na iemand wat waarde het. En dis die wat die Pied Piper van die hemel doen. Daarom staan hy vanmôre voor jou. En hy sê vir jou, ek het jou lief. Het jy my lief? Volg my. Dan sê hierdie laaste stukkie vir Petrus, en daarmee gaan ek afsluit. Hy sê, Petrus, toe jy jonk was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek. Dis 'n aanduiding van hoe Petrus sal sterf. Petrus word onderste bo gekruisig.
Hy sê, en iemand anders sal jou vasmaak aan hierdie kruis en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarna aangedui, deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Nou die logiese vraag is, as jy weet iets gaan na jou dood lei, as jy weet hierdie weg gaan jou na jou dood toe vat, gaan jy dit mos ten alle koste vermy. Hoekom vermy Petrus dit nie? Petrus kon aangegaan het om vis te vang, en hy sou nooit in sy lewe onderste bo gekruisig hoef te word nie. Waarom doen hy dit? 2 redes. Die een, want die opgestaande Here Jesus Christus staan voor hom. Die sterkste getuienis, broers en susters, wat ons het in 2026 en in alle tye, dat Jesus Christus waarlik opgestaan het, is hierdie getuienis. Dat Petrus, wat 3 keer Jesus verloon het, bereid is om willens en wetens te gekruisig te word. Jy doen dit alleen as jy die opgestaande Here met jou eie oë gesien het. En dan tweedens, want Jesus het die Here van sy hart geword. Die Kyrios. Nie net die kennis nie. Hy het sy hart gebind en Jesus die Here van sy lewe gemaak. En daarmee sluit ek af. Daarna sê Jesus vir hom, volg my. Volg my. Volg jy Jesus? Wat sal jy antwoord vanmôre? As Jesus hier voor jou staan, en hy wys vir jou sy hande, en hy sê, het jy my lief? Gisteraand was vir my 'n onrustige nag. Die Here het my geroep, om hier leraar te wees. En ek vra vanmôre die vraag, het jy my lief? Namens Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek wil vra dat U vanmôre in hierdie stilte net 2 woorde wil roep. Volg my. Here, U weet wie vanmôre hier sit en langs die viswaters is. U weet vanmôre wie hier sit wat teruggedwaal het na hulle ou lewe toe. En Here, ek wil hê, Here, ons bid dat U vanmôre sal roep. Dat U na elkeen van ons toe sal kom, Here, wat teruggekeer het na die viswaters toe. En dat ons net 2 woorde sal hoor. Volg my. Amen. Broers en susters, ons slotlied vanmôre is lied 510. En hoe gepas is dit vanmôre, genade onbeskryflik groot, en ons gaan al 4 verse sing. Ek wil hê voor elke vers moet jy jouself die woorde van Jesus in die hart hoor. Het jy my lief? Terwyl ons hierdie lied vanmôre sing, want dit is waaroor hierdie lied gaan. Dit gaan juis oor die merke in Jesus se hande. Dit gaan juis oor die merke in sy voete. Dit gaan juis oor die doringkroon op sy kop, en dit gaan juis oor die merk in sy sy. As ons sing vanmôre van genade onbeskryflik groot, is dit jou terugroep vanmôre van die viswaters af. En daarom wil ek vra, kom ons sing al 4 verse terwyl ons staan. Sien vir jou môre Jesus voor jou staan en vir jou vra, het jy my lief? As jy hierdie woorde sing. Lied 510, al 4 verse.
genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.